Nou fokus ons op die swakpunte van die geruste groen temperament. Die groen temperament kan nogal langdradig wees. Hulle maak mos 'n oproep, dan bel hulle vir jou. Dit vat verskriklik lank vir hulle, want hulle praat stadig, hulle praat in detail, en hulle noem elke persoon se naam, en dan wanneer jy nou dink, hierdie oproep gaan nou afgesluit word. Jy maak hom eintlik klaar, jy's besig om in die afsluiting in te gaan. Dan sê hulle, o ja, wag, ek moet jou nog dit vertel. Dis 'n tipiese groen temperament. Nou wanneer jy in die koöperatiewe mark is en jy kry 'n lang e-pos, dan is die waarskynlikheid dat die persoon groen is baie groot. Nou wanneer jy by 'n partytjie kom, gaan dit die groen temperament wees wat jou gaan nader trek en daar in 'n hoek met jou gaan sit. En as jy nie versigtig is nie, dan hou hulle jou gevange vir die hele geleentheid van daai partytjie. Hoekom? Hulle is verhoudingsmense. Hulle is introverte. So as hulle nou iemand kry om mee tyd te spandeer, gaan hulle regtig moeite doen om jou daar by hulle te hou. Hulle kan soms voorkom as lui mense. Dit is tog jammer, maar dit is nie deel van die natuurlike temperament van 'n groen persoon om doelgerig te wees nie. Hulle stel graag dinge uit. So 2 jaar gelede het ek opdrag gegee vir 'n boek wat vertaal moet word. Dis nou nog nie gedoen nie. So indien jy nie vir hulle 'n opdrag gee en 'n tydlyn nie, gaan jy nie die gewenste uitwerking kry nie. 'n Groen temperament persoon onderdruk ook graag hulle emosies, maar wanneer hulle kwaad word, raak hulle verskriklik kwaad. Hulle is ook besluitlose mense. Hulle sal byvoorbeeld in 'n restaurant sit en nie weet wat om te bestel nie. Hulle sal sê, "Wat gaan jy eet?" "O, en jy?" "O, is dit lekker?" So hulle sukkel om besluite te neem. Wanneer hulle met vakansie gaan, sal, kom ons sê die vrou is rooi en die man is groen, dan sal daai vrou vroeg in die jaar al vir hom vra, "Waar gaan ons vakansie hou?" Dan sal hy sê, "Hy weet nie." Soveel so dat wanneer dit tyd is vir vakansie, dat daar nie meer plek beskikbaar is nie. Nou dit dan, in kort, die swak kwaliteite van die groen temperament. Nou wanneer ons kyk na die natuurlike sterkpunte van die geruste groen temperament, dan merk ons dat hulle mense is wat graag luister na ander mense. Hulle is ook uitstekende beraders, omdat hulle 'n simpatieke hart het. Hulle het 'n vriendelike persoonlikheid en hulle is geduldige mense. Hulle stel ook opreg belang. Wanneer hulle by jou kom en vir jou vra, "Hoe gaan dit?" dan sal hulle gewoonlik vra, "Nou, hoe gaan dit nou met jou mammie? Sy was mos laas nog siek." "Ag, ek is so bly dat dit beter gaan. En jou seun, hy het mos sy duispier seer gemaak. Speel hy nou weer rugby?" So, hulle is intens opreg en hulle onthou wat gebeur het. So wanneer hulle jou vra, is dit omdat hulle regtig belangstel. Hulle bly ook kalm in enige situasie. Ek onthou so ruk gelede was daar 'n bespreking van my wat verkeerd gegaan het. Dit was die verkeerde dag en dit was ook 'n verkeerde lokaal. Ek het dit so verloor, want onthou nou, ek is geel-rooi en ek word 2 keer deur woede gedryf. En ek was so kwaad en ek bel toe 'n vriendin van my wat 'n blou-groen temperament het. En dit was so wonderlik dat in die gesprek haar groen temperament my totaal en al gerus gestel het en tot kalmte gebring het. So groen mense het geweldige waarde vir die geel en die rooi mense. Dit dan die natuurlike sterkpunte van die geruste groen temperament.